Ons het hom daarom deurgedra, dit kan ons sê. Ons het dit gemaak, die scoreboard. Is lekker om vanoggend saam met jou te kuier. Ja, Jaco is vanoggend so 'n bietjie in Doxerou Raslou. So ons dink ook saam met hulle, bid saam met hulle net vir die bediening aan daai kant, ons familie in Raslou en hulle wat daar vanoggend ook die woord bring. Ek gaan jou vra net daar waar jy sit vir 'n oomblik, net ons is besig in hierdie reeks wat ons sê verbeel jou. Span jou visie in oor dit wat God ingedink het toe hy begin het met sy kerk, met sy eklesia, met sy familie. Weer vir 'n oomblik daar wees, net jou oë saam met my toemaak en kom ons bid net dat die Here en die Heilige Gees ons sal kom lei. Here, dankie dat ons verbeelding kan inspan, Here Jesus, en rondom die woord kan sit. En terwyl ons deur hierdie woord gaan en saam in gesprek in dit gaan, Here Jesus, kom maak dit vas in ons harte. Kom lei ons as u eklesia. Amen en amen. Nou, dit is 'n reeks wat ons regtig die Heilige Gees vra om ons te help om dit in te sien. Wat God droom, wat hy beplan met sy kerk. En wat dit in die begin was. Jy weet waar gebou vir baie mense die eerste prentjie is as hulle die woord kerk hoor. Het ons in hierdie reeks regtig gesien dat die beskrywings van Jesus en Paulus kerk beskryf baie meer opwindend is as net 'n gebou. Gebou was vir lank die merker, julle onthou die storie, nee, as iemand in George kom, en hy weet nie waar hy moet ry nie, wat's die eerste ding wat jy vir hom sê? Weet jy waar is die wit kerk? As jy weet waar is die wit kerk, kan jy van daar af jouself navigate. Maar kerk is meer as net die gebou. Een van ons vennote kom so 2 weke terug na my toe, hy sê, hy was by 'n begrafnis gewees, en toe hy uitstap, toe sien hy teen die kerk se muur, staan daar, die kerk verlaat nou die gebou. Is dit nie mooi nie? Die kerk verlaat nou die gebou. Want ek en jy is daai eklesia. Dit is die beeld wat Paulus en Jesus gebruik, en dit maak 'n baie groter appel op ons lewens. Die eklesia is God se uitgeroepenis, dis wat ons in week 1 gesê het, nê. Dis 'n beweging wat gevorm word om oral daar waar Jesus oorwin, daai omgewing te heroriënteer en in lyn te bring met God se koninkryk. In die Griekse tyd en destyds in daai tyd het die Romeinse ryk begin meer gedeeltes infiltreer en hulle toe in daai areas waar die Grieke gefunksioneer het hulle die eklesia gehou. Die eklesia was in daai tyd 'n klomp mense wat uitgeroepenis is. Burgers van daai omgewing, wat hulle dan, jy weet amper soos 'n town council meeting, dan kry hulle mense bymekaar en sê hulle, hoor, hier is belangrike besluite vir ons omgewing, vir ons stad. Ons moet nou hierdie goeders hier deurdruk. En toe die Romeinse ryk begin al hoe meer plekke infiltreer, toe hou hulle daai eklesia, hulle hou daai uitgeroepenis bymekaar, maar die doel daarvan het begin verander. Die doel was om die Romeinse manier te laat gestalte vind, so that everything would look, sound and act like Rome. En dis die prentjie wat Jesus gebruik as hy praat van ons as die eklesia. So that everything would look, act and sound like heaven. Dis die doel van die eklesia. Is om God se koninkryk in die spasies in te neem. Laasweek het ons 'n bietjie gesels oor dat hierdie nuwe mensfamilie nou gevorm is in die eklesia. Dis ek en jy, ons is deel van 'n familie. Die taal, die familietaal, hoeveel keer in die skrif sê ons Vader, dis ons Vader, ons is deel van 'n familie, en ons gaan nou so 'n bietjie verder ook daaroor iets sê. Maar dis belangrik dat jy verstaan dat dit wat jy glo oor wat God se bedoeling met kerk was, dit gaan bepaal hoe jy dit uitleef. Want as dit net 'n gebou is of is net 'n diens waarna toe jy kom, dan gaan jy ook so daarmee engage. Dan word dit amper soos daai website wat vir jou 13 kwotasies gee vir jou kar se assuransie. Nee, al die opsies. En wat kan dit vir my bied? Dis meer as dit. Ek en jy is die eklesia. En vandag kyk ons na 'n derde beeld, nog 'n kragtige beeld, wat dwars deur die Nuwe Testament gebruik word, wat die kerk beskryf as die tempel of die woonplek van God. En nou moet jy onthou, jy is ingesluit. God is besig met iets groots, hy is besig met 'n massive plan, hy is besig met sy nuwe skepping, en hy sluit my en jou in.
as deel van dit. En dit is belangrik om dit te onthou wanneer ons praat oor die tempel. So kom ons kyk na 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. En skryf Paulus, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Laat niemand homself bedrieg nie. So span jou verbeelding en kan jy met jou binnekant oë sien hoekom daar oor kerk gepraat word en wat die droom was toe God ons beskryf as sy tempel. Nou dis interessant. Dis hier by die insameling van die bou van die tempel in 1 Kronieke, nadat Dawid en die leiers en die hele volk, hulle gee oorvloedig vir die bou van die tempel, dan bid Dawid baie treffende woorde, 1 Kronieke 29 vers 18, en sê, Here, God van ons voorvaders, Abraham, Isak en Israel, bewaar dit vir ewig as die gesindheid van die gedagtes in die harte van u volk. Rig hulle harte op u. Ek gaan dit vir jou in die King James lees, want ek dink hierdie pas so mooi in by ons reeks. O Lord God of Abraham, Isaac and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their hearts unto thee. Ons bid dat die Here so deur die Gees werk terwyl ons hieroor praat. Terwyl hierdie waarheid in ons harte kom gestalte vind, ons, die kerk as sy tempel, wanneer hy daaroor praat, dat ons verbeelding, dat ons harte sal rig, na dit waartoe God ons roep, as hy ons sy woonplek noem. Nou, daar is 'n belangrike storie agter die bou van hierdie tempel. Jy sien, Dawid wou dit mos self doen, maar God het deur die profeet Nathan gesê, dis nie Dawid wat die huis gaan bou nie. Hy gaan eers iets doen, God gaan eers iets doen. 1 Kronieke 17 vers 10 tot 12. Ek maak aan jou bekend, dat die Here 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aangebreek het om na jou voorvaders te gaan, sal ek na jou nakomeling kom na jou, een van jou eie seuns, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my 'n huis sal bou, en ek sal sy troon vir altyd laat vas staan. Die seun van Dawid wat God vir altyd as 'n koning gaan aanstel, hy sal vir God 'n huis bou. Dis die een wat die beloftes van praat in die Ou Testament, waarna die Nuwe Testament die meeste na verwys, en dit is direk gerig op Jesus. Een duidelike eenwysing wat die Afrikaans so bietjie in die Afrikaans verlore gaan, dan praat hy van na vore te laat tree. In die Engels vertaal dit met I will raise up thy seed after thee. So die volgelinge van Jesus was die eerstes wat hierdie sinnetjie gevat het, en dit was hulle verwysing na die opstanding. Hulle het dit gesien as die verwysing met die opstanding, met Jesus duidelik as die Christus, die gesalfde koning. Salomo, die seun van Dawid, hy het uiteindelik die tempel gebou, God se heerlikheid het daar ingetrek, maar die tempel is verwoes as gevolg van Israel se afgodediens. In die tyd van die Nuwe Testament, toe is die tempel herbou, maar iets interessant, die heerlikheid van die Here het nooit weer in daai tempel ingegaan nie. Israel het gewag vir die Messias, die gesalfde koning, wat vir God hierdie huis gaan bou. En met dit so 'n bietjie as agtergrond, kom ons lees een van die bekendste stories oor Jesus en die tempel, in Johannes 2 vers 13 tot 21, jy is welkom saam met my te volg. Die Pasga van die Jode was op hande, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duwe aangetref, en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak, en almal van die tempelterrein weggejaag. Ook die skape en die beeste, en die munte van die geldwisselaars, het hy uitgegooi en tafels omgekeer. Vir die wat duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Hou op om die huis van my Vader 'n huis te maak waar handel gedryf word. Sy disippels het onthou daar geskryf staan, die hartstog vir u huis sal my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen?
En Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou en jy sal dit in 3 dae opbou. Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disippels onthou dat hy dit gesê het. Hulle die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Die tempel was vir Jesus baie belangrik. Daai gedeelte, die hartstog vir die huis sal my verteer, is 'n stuk uit Psalm 69. En ons kry dieselfde dringendheid by Paulus, wanneer hy oor ons as God se tempel praat. Dis iets wat vir God baie belangrik is. Iets is hier op die spel. So wat was God se doel met die tempel? Onthou, dis hy wat begin het met die tabernakel. Die tempel was ook nie vir hulle iets soos vir ons, waar daar net 'n gathering was en dit is 'n godsdienstige aktiwiteit wat plaasvind nie. Die eerste iets wat die huis van God genoem word, tel ons op in Genesis 28 vers 17. Hy het bang geword en gesê, hoe aanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God en die poort na die hemel. Het is belangrik ek en jy vandag moet besef, die tempel was nog altyd die plek waar hemel en aarde verbind, waar dit oorvleuel. Elke keer as dit beskryf word dat die Here se heerlikheid sy tempel wil kom vul, beteken dit God woon op so besonderse manier in daai tempel, dat dit 'n hele omgewing verander. Die sienlike en die onsienlike. Soos Paulus in Kolossense 1 sê, die dinge in die hemel en op aarde, hy beskryf het, hy sê, dit kom by mekaar in die tempel. Daarom behoort die woord heiligheid altyd by die tempel te wees. Alles in die tempel, ek ken die storie, was geheilig deur die besprinkeling van bloed, want God het hier gewoon op so 'n manier, dat hemel en aarde by mekaar kom. So die doel van die inwoning is dat die hele aarde gevul word met sy heerlikheid. En dit word onderstreep toe hierdie tempel wat Salomo gebou het verwoes is. Want toe begin die profete sê in Jesaja 40 vers 5, hy sê die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Habakuk 2 vers 14, is die skrif wat die Here vir ons gegee het as Doxedei, of ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die water die see oordek. Die tempel se doel was, daar waar God, dit is van waar God die aarde vul met sy heerlikheid. So nuwe skepping ook beskryf word, 1 Korintiërs 15:28, God will be all in all. So dit lyk regtig asof hierdie twee dele van sy skepping, hemel en aarde, vir mekaar gemaak is. Onthou jy verlede week toe ons nou praat oor familie, nee, toe praat ons oor gedeeltes in die skrif wat familietaal het. En dis waar Jesus ons leer bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u wil geskied. Ons Vader, die eklesia, die familie, ons Vader. Hoe laat dit geskied? Soos in die hemel, so ook op die aarde. Miskien help dit jou vanoggend om die aarde te sien as 'n houer. Imagine 'n mooi pragtige glashouer hierso. En die glas is gemaak om gevul te word met iets baie waardevol. Miskien is hier iemand sê nou reg vir my, jy drink nie duur wyn uit 'n blikbeker uit nie. Die aarde word gevul met die heerlikheid van God. Dis hoe hy dit geskep het. En dis juis hierin waar ek en jy, die mens, 'n baie belangrike en groot rol speel. God kom by sy mense woon, sodat hy saam met sy mense die aarde met sy heerlikheid kan vul. Die storie van die tempel bereik sy hoogtepunt in Jesus. Johannes 1 vers 14, ons almal ken hierdie skrif. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader. Hy het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Dis so 'n belangrike woord daai, want as ons ophou, daar's daai gesegde, what we behold, we become.
Dit is so belangrik om aan te hou, om die Here te aanskou, sy heerlikheid te aanskou, want dit gaan jou bemagtig om sy heerlikheid draer te wees. Die tempel in die Ou Testament het die heeltyd na Jesus gewys. En hy is die koning wat God vir Dawid beloof het, wat vir God se naam 'n huis gaan bou, en daardie huis is sy kerk. Dit is sy eklesia, en die tempel is ek en jy. Onthou julle daai liedjie? Jy gaan ook nou, ek was baie klein toe ons hierdie liedjie gesing het, maar as jy dit gaan onthou, gaan jy dalk jou ouderdom weggee. Okay. Onthou julle hom? Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Kom sing saam. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Gaat hy. Hy repeat die hele tyd. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Maar hoor die woorde, vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Heerlikheid, die heerlikheid van God in sy tempel, sy mense. En hoe doen hy dit? Deur die Heilige Gees. Is duidelik dwars deur die Gees. Dwars deur die Nuwe Testament, van Pinksterdag af, hoe die skrif praat oor die Heilige Gees. Dis hoe God sy tempel vul. Handelinge 2 vers 1 tot 4, lees ons dit. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar, en onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen van hulle neergedaal, en almal is vervul met die Heilige Gees. Jesus het nie net iets vir jou kom doen nie. Hy het iets met jou kom doen. Hy het iets aan jou kom doen. Ons is saamgevoeg deur die werk wat hy kom afhandel het aan die kruis, deur die Gees, en nou is ons God 'n nuwe woonplek. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Vir 'n gemeente wat koers verloor. Korinthe, dis vir wie Paulus skryf. Skryf vir 'n gemeente wat die pad byster geraak het. 'n Gemeente wat hy kom stig het. En hulle fokus op die verkeerde goed. Hulle verdwaal. En Paulus kom en hy sê, weet jy nie, besef jy is die plek waar hemel en aarde bymekaar kom. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Hy woon in jou. En so hy sy brief begin, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Dis so hy met daai gemeente praat. Vandag sit jy dalk hier en jy voel jy's van koers af. Jy voel jy het rigting verloor. Besef God roep jou. Jy is sy tempel. Hy wil die aarde vul met sy heerlikheid deur sy tempel. So heroriënteer jouself, herbelyn jouself met die skrif, herbelyn jouself met sy plan, want hy wil iets kom doen deur jou. Die bloed van Jesus maak jou skoon genoeg om die woonplek van God te wees. Romeine 8:14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. God se heerlikheid is nou in sy tempel en die Gees bemagtig en lei ons om sy eklesia te wees, sy familie te wees, en ons kan hom vra vir leiding en vervulling. Ons vertrou hom daarvoor. Kan jy jouself verbeel hoe 'n omgewing lyk? Jou huis, jou buurt, jou werk, die hele samelewing, as dit gevul word met die heerlikheid van die Here. Die eklesia, die tempel, die familie is 'n plek waar ons dit sien. Is 'n plek waar ons dit inoefen. Ek wil die worship team nooi om saam met my op stage te kom. Ons gaan afsluit met 'n sang. Maar voor dit wil ek jou nooi. Ons gaan in die volgende 6 weke gaan ons praat hoe lyk dit prakties.
Ons gaan in 'n reeks ingaan waar ons sê, ons droom groot, maar ons begin klein. Hoe lyk dit wanneer my gawes, my gifting, in hierdie eklesia, in hierdie familie, wanneer dit begin werk? En ek wil jou nooi, ons gaan ons Sondagdienste hê, waar ons nog steeds gaan praat hieroor, gaan preek hieroor, maar dan gaan ons ook gesprekke hê in ons groepe in die week, en as jy nog nie deel is van so 'n groepgesprek nie, wil ek jou regtig nooi om 'n oomblik te vat, en ons het aan jou linkerkant sê, sien onder op jou stoel is daar 'n klipbord, ek wil jou vra om dit in te vul en deur te stuur, maar vat 'n oomblik, moet dit nie net as 'n admin moment sien nie, vertrou regtig die Here en sê, Here, is dit nodig dat ek in hierdie tyd in 'n gesprek moet gaan sit en oor hierdie praat, myself kan verbeel, Here, dit wat U bedoel het, toe U praat oor die kerk, toe U praat oor die tempel, dat ons kan groei in dit. Ons groepe is nie daar net om lekker by mekaar te kom en koffie te drink nie, dis ook 'n groot deel daarvan. Maar dis om saam te groei, geestelik te groei, om gesprekke te hê hieroor. So ek nooi jou, word deel hierdie volgende 6 weke, deel van 'n gespreksgroep, waar ons hieroor gaan praat. Ons sit so en dan maak ons oë toe. Jy is welkom dan daarna om die klipbord deur te stuur. Here, dankie dat ons weet, dat ons is U tempel, ons is die plek, waar hemel en aarde bymekaar kom, Here Jesus, vir U heerlikheid. Dankie dat ons U kan vertrou, Here, met alles wat in ons is. Here, ek bid vanoggend vir mense wat dalk op 'n plek is waar hulle voel, hulle het die rigting nie. Dat ons sal besef, U is die kompas, U is die vaste punt, Here. En U wil ons gebruik om die heerlikheid hierdie aarde te laat vul. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Ons loof U, Here, met alles wat in ons is. In Jesus naam. Amen.